Goeiemôre vriende. Dit is vandag die 13de Augustus 2025 en ek groet julle hier uit Chappies uit, waar ons nog heerlik kamp en elke oomblik so geniet. Vandag met julle bietjie gesels oor Dawid en ek dink ons gaan 'n paar oggende net so vinnig kyk na Dawid. Ons het so rukkie terug het ons gekyk na die reeks The House of David, die televisiereeks wat uitgekom het. En alhoewel dit baie goed gedoen is en ek dit regtig geniet het, is daar 'n klompie goed wat daarin uitgebeeld word wat nie heeltemal Bybels is nie. En dit het my genoodsaak om terug te gaan na die woord toe en te gaan kyk na die lewe van Dawid self. En toe het ek op 'n paar interessante goed afgekom. Nou ons weet dat Dawid was 'n toegewyde herder en later maak God hom 'n toegewyde herder van die volk van Israel. Hy was 'n vreeslose kryger, hy het baie oorlog gewen. Hy was 'n Torah geleerde, hy het die wet van God baie naby aan sy hart gedra. Hy was 'n begaafde digter, hy was 'n musikant. Ons lees so baie goed van Dawid in die woord. En veral as ons die boek Samuel en altyd die boeke Samuel en dan ook Kronieke lees, dan leer ons heel wat van die lewe van Dawid. Nou, Dawid se lewe was vol kinkels en draaie en baie dramatiese oomblikke wat 'n mens se verbeelding eenvoudig aangryp. Maar bo en behalwe die aksie en die avontuur, vir my is dit sy lewe wat so vol kragtige lesse is, wat ons vandag nog steeds inspireer, wat ons nog vandag aangryp as ons sy psalms lees wat hy gedig het, en ons sien sy hart wat so opreg was. Nou, Dawid was die jongste van 8 seuns. Maar ek vind dat in die Bybel is daar soms dinge wat mense aangryp om te probeer bewys dat die Bybel homself weerspreek. En ons raak soms betrokke in verskriklike debatte oor goed wat glad nie ons saligheid raak nie. En hierdie is nou een van daardie punte wat ek dink wat in totaliteit onbelangrik is, maar tog ook belangrik dat ons dan nou dit weet en die antwoord daarvan het. Nou die vraag wat ek vir jou vra is, het Dawid 6 of 7 broers gehad? Was hulle 7 seuns of was hulle saam met Dawid 8 seuns? En ons het 2 gedeeltes in die Bybel, van volgens 1 Samuel 16 het Dawid 7 broers gehad, maar in 1 Kronieke 2 vind ons die geslagsregister van Dawid, en daar word net 7 seuns gelys. Beteken dit die Bybel weerspreek homself, of wat gaan hier aan? Kom ek lees vir die 1 Samuel 16 vers 10 tot 12 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Daar staan 7 van Isaai se seuns is so aan Samuel voorgestel. Dis nou toe Samuel gekom het om vir Dawid te salf verskoning. Maar Samuel sê vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarom vra hy, is hierdie al jou seuns? Nee, die jongste is nie hier nie, antwoord Isaai, hy pas die skape op. Stuur iemand om te gaan haal, sê Samuel. Ons kan nie eet voordat hy ook hier is nie. En Isaai het so gemaak en hom laat roep. En hy was rooierig van voorkoms, aantreklik met mooi oë, en uiteindelik sê die Here, dis die regte ene. Salf hom. So die belangrike gedeelte is daar in vers 10 wat sê 7 van Isaai se seuns is so aan Samuel voorgestel. Met ander woorde, daar is 7 seuns en dan Dawid die 8ste seun. Nou as ons gaan kyk in die Bybel, dan sien ons dat die Bybel lys vir ons hierdie boetie se name. Ek weet nie of julle hulle ken nie, so uit die kop uit nie, maar die oudste seun was Eliab. Dawid se oudste broer was Eliab. Ons lees van hom in 1 Samuel 16 vers 6 tot 7. En daar staan hy, toe hulle daar aankom, kyk hy na Eliab en hy dink, dis sekerlik die gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, moenie volgens voorkoms of grootte of liggaamsgebou oordeel nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant. So die oudste boetie van Dawid, Eliab. Die tweede oudste broer was Abinadab, en ons lees van hom ook in 1 Samuel 16 vers 8 eintlik. Hy sê, toe roep Isaia vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbyloop.
maar Samuel sê dis ook nie die Here se keuse nie. En dan lees ons van die derde broer, ook in 1 Samuel 16 vers 9, en daar is dan Dawid se derde oudste broer is Simea of Samma. Dit hang nou al waar in die woord. Ons lees, party plekke vertaal hulle hom as Simea en ander plekke as Samma. Dit was nou die derde broer. Dan in 1 Kronieke 2 vers 14 sien ons dat Dawid se vierde broer was Netanel en sy vyfde broer Radai. Vyfde broer Radai, Netanel en Radai. En dan kry ons nou dat die sesde broer was Osem. Maar nou hier in 1 Kronieke 2 vers 15 staan daar die sesde was Osem en sy sewende was Dawid. En nou sal julle onthou dat in 1 Samuel het hulle gesê dat daar was 7 broers plus Dawid. En nou hier in 1 Kronieke 'n paar jaar later skryf hulle dat die sewende seun was Dawid. Beteken dit die Bybel weerspreek homself? Ja of nee? Kom ons kyk wat sê die woord. So terloops, julle sal sien dat in 1 Kronieke word daar ook 2 susters van Dawid gelys, naamlik Seruja en Abigail. En dit is dan dat hy ook later met 'n Abigail trou. So, dit is nie met sy sussie wat hy getrou het nie, maar haar naam was ook Abigail gewees. Nou, en aardig, ontbreek daar dan een van die broers op die lys van name in 1 Kronieke. En word Dawid dan nou gelys as die jongste nog steeds, maar as die sewende seun en nie as die 8ste seun. Nou, een moontlikheid is dat hierdie vermiste broer miskien Elihu kan wees. Ons lees in 1 Kronieke 27 vers 18 dat Elihu geïdentifiseer word as die leier van die stam van Juda en ook aangespreek word as die broer van Dawid. Maar die meeste skrifgeleerdes, nie ouens wat weet, by die geskiedenis ken is geneig om te glo dat die naam Elihu verwant is aan Eliab en dat dit maar eintlik net Dawid se oudste broer was. Dit sou ook sin maak dat die oudste broer dan nou die hoof was van hierdie stam van Juda. Soos wat ons lees in 1 Kronieke 27 vers 18. So ek dink nie dit was die verlore broer wat ons nou nie kan kry nie. Maar ons moet onthou dat as ons gaan kyk na geslagsregisters in die Bybel, dan lys hulle nie altyd noodwendiglik al die kinders nie. Hulle lys gewoonlik glad nie die dogters nie, dis maar hier en daar wat 'n vrou gelys word in 'n geslagsregister. En hulle lys ook nie die seuns wat dood is voordat hulle erfgename gehad het nie. Met ander woorde, as een van die seuns sou dood gegaan het voordat hy getrou het en voordat hy sy vrou geboorte gegee het aan seuns of aan kinders, dan sou hy uit die rekord uit weggelaat word in baie gevalle. En ek dink dit is wat hier gebeur het. Een van Dawid se broers het waarskynlik op 'n baie jong ouderdom gesterf. En sienende dat 1 Samuel vroeg geskryf is in die lewe van Dawid en 1 Kronieke eers baie later opgeteken is en toe 1 Kronieke geskryf is en die geslagregister opgeteken het, was die primêre bekommernis van hierdie persoon wat hierdie geslagregister opgeteken het. Dit was vir hom belangrik om die familierekords en die stamidentiteit te behou, sodat hulle die erfregte kon verifieer. So dit sou sinneloos gewees het om iemand wat reeds oorlede was, daarin te gesit het as hy nie kinders gehad het nie. As hy kinders gehad het, was dit 'n ander saak, maar as hy nie kinders gehad het nie, dan sou hulle hom uitgelos het. En dit is wat waarskynlik hier gebeur het. So ek dink ons moet dink dat die Bybel maar regtig weerspreek nie. Ons lees nie in die Nuwe Testament dat Paulus ons leer dat hy sê moet nie ophou met onsinnige redenasies oor dinge wat nie saak maak nie. En daarom dink ek nie mens moet ooit oor hierdie goed redeneer nie. Maar ek glo my hart af harts dat die Bybel weerspreek om definitief nie hier nie. En dat die enigste rede waarom daar 'n ekstra broer is in die begin van Dawid se lewe en dat hy wegval teen die einde, is dat hy dood is voordat hy kinders gehad het. Ek hoop dit maak vir julle sin en môre gaan ons 'n bietjie verder gesels oor Dawid se lewe en daar's 'n hele klomp sulke interessante wat ek dink ons moet aanspreek. En kom ons sluit net af. Here, dankie
dat ons vandag weer kan leer van Dawid. Dankie dat Dawid vir ons soveel sin maak en dat hy soveel kosbaarhede vir ons gelos het in die woord, dat ons kan bestudeer. Ons bid vandag, Heilige Gees, dat U hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat ons sal leer uit die lewe van Dawid uit, dit wat U wil hê ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor.